Wat 'n lekkerte. Vanmôre gesels ons met Rian van Heerden. Ja, hy's hier in die ateljee, baie besige man, maar hy het tyd gemaak om hier te draai te kom maak. Ons gesels bietjie oor die reeks nou op kyk net wat my breek. Beloofde land. Goeiemôre Rian. Goeiemôre julle. Welkom. Jessie is lekker om hier te wees. Almal sê dit seker. Almal sê dit ja. Maar dis is baie nice van jou om dit te doen. Dankie. Ja, doe maar wat almal doen, jy weet. So, ja, well, on the contrary, my dear Watson. Rian, jy het nou al verlang is jy nie 'n stereotype nie. Kan 'n mens dit nou maar sê. Verlang is jy in die entertainment industrie as jy 'n ou wat jou eie kop volg en soms ter frustrasie van die status quo. En hier begin jy met Beloofde Land. 'n reeks wat hoe het jy besluit om dit te doen? Waar kom die inspirasie? Wat was daai motivering om weg te spring daarmee? Die ding oor al die produksies wat ek doen, dit begin altyd met interesseer dit my. Is daar iets wat my krap? Is daar iets wat ek wil weet? Dan begin dit daar. Ons het hierdie reeks gedoen byvoorbeeld genaamd Herders wat gegaan het oor my eie vrae rondom geloof. En ek wou gaan gesels het met hierdie mense. Gegaan het na die kerke toe. Maar Beloofde Land, die oggend toe ek opgestaan het na Trump se uitvoerende bevel, toe sê ek vir myself, where do I apply? Dit was my heel eerste gedagte. Hoe kom ons daarin? En dit het my bekom. Want ek het altyd gesê ek is toegewy aan die land en ek is, ek's 'n ware Suid-Afrikaner. Toe kom ek agter, miskien is ek nie. Miskien is daar nog 'n hele paar goed wat my pla, wat my op 'n vliegtuig sal sit Amerika toe. Dink jy dis vuisvoosheid? Ek het agtergekom, soos maar met sielkunde, daar's al hierdie goed het 'n baie dieper effek op jou as wat jy dink. Al hierdie goed wat gebeur in die land. Jy dink, ag, jy weet ek braai nog bietjie, ek gaan kyk hier rugby. Want elke tweede ou sê mos dieselfde, weet ons het die Springbokke. Ja. En dan wat nog? Wat het ons nog? Ja, maar jy weet ten minste die Springbokke. Ja. En so dit het my bekommer en ek sê toe vir myself, kom ek gaan op hierdie reis. Ek het nie op 'n reis gegaan na plase toe om byvoorbeeld gaan gesels met mense wat slagoffers was van plaasaanvalle nie. Ek was nie ek dis die eerste keer wat ek eintlik gehoor het van H2A boere. Ek het na die plase toe gegaan daar. Slagoffers van geweld wat nie net Afrikaners is nie. Mense moet mos nou die net wyd gooi en hoor is hierdie ding van suffering, is dit nou 'n eksklusiewe Afrikaner ding of is dit 'n Suid-Afrikaanse ding? Ja. En dan natuurlik hierdie mense wat, can you imagine? Dis nou een ding om te sê ek gaan na Amerika toe. Dis 'n ander ding om alles op te pak. Die Amerikaners sê vir jou, jy is mos nou 'n refugee. Wat is hierdie ding van jy moet nou eers 'n huis gaan gekoop nooit weer sulke Ja. goed? Ja. Pack your stuff en jy klim op 'n vliegtuig. Hulle dink seker jy goed is nog op ons kop, daag ons daar op. So dis wat hulle verwag het. So die mense moes baie vinnig pak en gaan. Kan jy dit imagine? Ja. En jy daag daarop. So ek moes van hierdie mense ook gaan opsoek. Ek wou weet, hoe gaan dit nou met julle? Het julle nou aangepas? Het jy vooropgestelde idees gehad oor Suid-Afrikaners wat Ja. dalk immigreer in die land en self wat jy half bietjie verander het na jou perspektief verander het na die reeks? Verseker. Daar is hoeveel van ons wat onder hierdie wanindrukke lewe, want ons kry nie meer ons feite op enige ander plek as social media. Ja. Ja, jy lees nie meer boeke nie. Wat sê Martie by die haarsalon oor wat eintlik in die land aangaan? Jy weet, sy sal weet. Sy doen nou hare al hoe lank, sy sal weet hoe werk die politiek. Daar's totale wanpersepsies oor hoe werk die parlementêre stelsel in Suid-Afrika. Maar hoe werk vlugtelinge? Wat beteken dit om 'n vlugteling te wees? Wat kry jy by die Amerikaners as jy nou daar opdaag? En 'n groter vraag is, hoe voel die ander mense rondom jou, die Amerikaners, oor jou? Want jy is 'n refugee. Hoeveel En bly keer in het ons jy al buurt. gekla oor Zimbabweërs wat in Suid-Afrika inkom en nou is jy een wat Amerika toe gaan? Nou behalwe daarvoor, ons het ook gesels met mense wat Australië toe gaan. Ja. Dis nie wat jy dink nie. Dis nie net vir 'n instap daar en jy gaan aan met jou lewe nie. That's not how it works. So daar sekere reality checks wat ek gekry het. Ek weet nie wat ons dink nie. Ek dink mense dink, jy weet ek is nou 'n finansiële bestuurder. Ek loop daarin, nou is ek weer 'n finansiële bestuurder. Gaan nie Nou, buddy. Dink jy ons oordeel mense te vinnig wat die land verlaat? Want ons is baie keer soos 'n jy's 'n verraaier wat ook al. Dink jy Ek oordeel te vind. ons oordeel mense te vinnig want ons staan nie altyd daar mense se skoene nie. Ons ken nie altyd almal se omstandighede nie. Maar jy ken nie die geskiedenis nie. Wanneer was die Afrikaners nie trekkers nie? Nou praat ek van Afrikaners. Praat nie van die ander mense in die land spesifiek. Natuurlik is almal trekkers. So nog altyd het ons gesoek na beter geleenthede. Ek is nou besig met 'n boek oor generaal Ben Viljoen en hoe sy
familie destyds getrek het van die Kaap af, is hulle Oos-Kaap toe en toe nader aan die Visrivier en toe verder en waar ook al geleenthede was. En toe trek hulle later nou maar weer terug. Dit gaan oor geleenthede. Ek kan mos nie mense oordeel. Nee, I saw an opportunity. Ons het almal hierso al geleenthede gevat, nie noodwendig Amerika toe nie. Ja. Maar iets, jy sien mos 'n geleentheid. Kan nie mense oordeel vir dit. Jy praat van 'n reality check. Ons is almal in verskillende realiteite. Ongelukkig. En om jouself in iemand anders se skoene te probeer sit. Dis iets wat jy gereeld doen met meeste van jou produksies wat jy aanpak, is jy pas ander mense se skoene aan. Wat laat jou daai realiteite gaan soek? Wat stoot jou in daai rigting om te sê ek wil kyk wat daai is. Ek wil kyk hoekom hulle so maak. Ek wil kyk wie is daai mens. Ek het 2 lewens gehad. Hierdie is my tweede lewe. My tweede lewe het rondom 50 begin. Ja? My vorige lewe het ek agter 'n mikrofoon gesit en aangeneem dit is hoe dit is. En mense geoordeel en opinies gehad, baie sterk opinies gehad. Ek dink dit moet so wees. Ek dink dit is so. Dis baie arrogant. Jy moet gaan en gaan uitvind en gaan praat met die mense en gaan sien hoe hulle lewe en dan kan jy mos nou 'n ingeligte opinie hê. Waar kom hierdie bullshit vandaan van? Jy weet, mense staan by die braai en ja, dis hoe ek voel oor dit en dit. Ja. Baie het jy die feite. Gaan kry die feite, gaan praat met daai mense. En dan jy moet 'n ingeligte opinie altyd hê. En vandat ek 50 is, my doel om 'n ingeligte opinie te hê. Nie net 'n opinie nie. Who cares? Gaan vind uit wat die Hoe feite sterk is. dit ook al mag wees. No one cares. Niemand nie. Ek moet eerlik wees, ek het die eerste 2 episodes nou al gekyk en ek het gisterand en ek sê vir vanoggend, ek het gehuil, verskriklik gehuil. Ek was kwaad geweest. Ek het omtrent al die emosies wat jy kan voel, gevoel in hierdie episodes. En dan besef mens dan vra ek myself vir wie is ek kwaad dat ons in hierdie omstandighede is. Want dit voel so half amper vir my beloofde land 'n spieël ophou na my toe, na my regering, na ons land. Hoe het ons hier gekom en soos jy sê, wat weet ek werklik van almal se omstandighede? En dan besef mens ook, okay, aan die een kant is ek so gelukkig en geseën want ek het baie beter omstandighede ewe skielik as iemand in Westbank ook. Maar daai spieël wat opgehou word vir jou is so half ongemak ook Ja. en kwaad en ek vra myself hoe verander ons dit? Hoe vat ons so reeks en ons verander ons land om na 'n meer hoopvolle plek toe te gaan? Ek is baie dankie daarvoor en dis presies die effek wat ek wou gehad het. Dit is dieselfde effek op my. Onthou die verskil tussen ons is ek moet dit 11 keer kyk elke Ja. episode. Jy weet so dit het 'n ongelooflike impak Ja. op my as ek visual sien en ek was op elke toneel, ek was by elke plek gewees en jy noem Westbank, maar om daar by die koopmans te sit in daai shack. En die vrou sê sy 2 kinders verloor in kruisvuur en bendegeweld. Kan jy dit imagine? En jy sit in jy weet die regering, daar's groter probleme. Dis nie net jou probleem, dis die land se probleme. So kom ek gee vir jou 'n oplossing. Want is altyd hierdie ons dink te groot. Begin ons hierso. Ja. So hoe kan ek verander? Wat doen ek op hierdie stadium verkeerd wat ek dalk kan korrigeer? So 2 steps back. Jy moet voor die spieël staan, jouself in die oë kyk en sê ek is 'n. Wat is jy? Weet jy? Dit gaan oor identiteit. En elke keer het teruggegaan na dieselfde ding toe. En as ek by identiteit gekom het van hierdie mense, dan raak hulle emosioneel. Want wat is jy? Is jy 'n Amerikaner? Is jy 'n Suid-Afrikaner? Is jy Afrikaner? Wat is jy? So begin by wie is ek? As jy weet wie jy is, kan jy begin regmaak daar. En as daai persoon gefiks is, dan kan dit begin groot raak. Dan kan jy begin gesels met ander mense. Moenie so groot dink nie. Moenie hoe gaan ons die land fiks? Staat hier. Daar is mense wat sê jy kan nie ander mense verander nie. Skepties daaroor. Mense is klaar in hulle weë en in hulle paaie en tog stoei ons elke dag om mense rondom ons te help, om mense rondom ons 'n bydrae te lewer tot hulle lewens, tot hulle lot, tot hulle vreugde, om te help, om positief te wees, om in wese dan 'n verandering in 'n situasie of in omstandighede van mense te maak. Beteken dit dan dat ons verniet stry en beklei? Wat is daai hoop? Moet ons aanhou probeer verander? Natuurlik. Vir my is dit daai verandering wat jy moet teweegbring binne jouself. Is 'n ding wat dis 'n
aanhoudende proses wat die persoon wat jy nou is 'n ou kliseë, maar teen die einde van die jaar it's going to be a different person. Nie anders wees. So jy moet spasie los in jou lewe rondom al jou beplanning wat jy doen en binne daai spasies gaan die verandering plaasvind. Die lewe gaan vir jou leer, wat ook al jy die groter plan noem. It's going to teach you who you need to be and where you need to be. Solank jy oop is vir al hierdie lesse wat na jou kant toe kom. Dis nie my job om ander mense te verander nie, Pierre, dis ook nie jou job nie. Dis jou job om jou te verander. Ja. That's your job. So vergeet van ander mense, fokus op jouself. Jy praat so van lesse, as jy dink aan die 11 episodes en jy sê jy was op elke toneel en jy was oral nou betrokke geweest, wat is die grootste les wat jy self gekry het uit hierdie reeks uit, wat jy so half van kant gevang het, wat jy eintlik nie verwag het toe jy dit begin het nie? Identiteit. Weereens, ek kon dit nie glo nie. En jy weet ek raak sommer weer choked up as ek daaroor dink. Maar daar's mense wat in vanaand se episode, daar's mense wat jare in Amerika is. Jou identiteit verander nie. Dis een ding wat nie verander nie. Jou identity, daai dieper liggende ding wat gevorm is in moederskoot, waar jy vandaan kom, jou herkoms. Wie is diep binne in jou kern doesn't change. Die goed rondom het verander. Weet ons word gryser en dikker en jy weet jou opinies verander, maar daai kern. En dis die ding wat ek het nie geweet dit speel so 'n ongelooflike moeë rol in mense se lewens nie, in se bestaan nie. Dat die kades daarna, die mense raak nog emosioneel as hulle praat oor Suid-Afrika. En ek gaan jou nou 'n ding sê wat ek was verstom. Die ou sê vir my, en is in vanaand se episode, maar hy sê, daar's baie kere dat ek hier sit in Amerika. Hulle is dekades lank in Amerika. Dan gaan ek op Google Earth met my muis en dan zoom ek in Kreerwiltuin. Of ek zoom in na ons huis toe. En as ek weer daar. My Yes. Isn't that incredible? So daai ding van identiteit en ek gaan terug by staan vir die spieël. Wie is ek? It's not going to change. Ek is 'n Wees eerlik. Wie is jy? Hoorie so, daar moet hoop wees iewers. Daar is hoop. Deur hierdie hele reeks, wat staan vir jou uit as die ligpunt? Wat staan vir jou uit as die hoop? Dat daar is 'n gemeene deler tussen ons wat altyd dieselfde bly. Ons sal mekaar erken in crowds in China. Sal ons mekaar erken as Suid-Afrikaners. Daar is daai kernding wat soortgelyk is in almal van ons. Dis daai verbintenis tot Afrika, tot hierdie kontinent. Daar's iets in hierdie grond, in hierdie plek, in hierdie doringbome, in hierdie diere. Daar's iets daar wat ons hier anker. En jy kan dit nie van ons al wegvat nie. En totdat ons nie besef, en so ek sê ek moet dit besef. Ek nie namens mense dit besef nie. Totdat ek nie besef dat dit is wat die gemeene deler wat ons gemeen het. Dit is dit. Jy weet jy kry dit oral. En so ek sê ek het gepraat met swart boere, ek het gepraat met wit boere, ek het gepraat met swart slagoffers van misdaad, wit slagoffers van misdaad. Die kern bly dieselfde. Die gemeene deler bly dieselfde. En dan gaan 'n dag kom wanneer ons almal dit besef. En dit gaan begin met as jy dit besef. Jy moet dit eers besef dat daar's gemeene delers. En wanneer ons dit besef, dan begin ons die land regmaak. Hierdie beloofde land nie dalk in jou hart nie. Is dit nie waar dit eers moet begin nie? Maar Daar's verskillende weergawe van wat is 'n beloofde land. Maar jy weet Moses het nooit in die beloofde land ingegaan nie. Maar mense het verskillende definisies, maar what was promised? Hoekom is ek hier? Hoekom is ek nie gebore in Australië of in Switserland of enige ander plek nie? Hoekom hier? Wat moet ek doen? Wat moet ek hier doen? En so ek sê, niemand sê jy moenie gaan soek vir geleenthede nie, maar as jy die vraag het, dat as jy die behoefte het dat ek moet iets doen hier, dan moet jy iets doen nie. ja, vanaand 8uur op kyk net die 3de episode van reeks van 6, né? Ja, Reeks van 6 beloofde land. Baie dankie vir tyd en moeite vanmôre. baie dankie julle. Lekker chat. Lekker chat. Daar's hy Rian van Heerden met sy produksie Beloofde Land. Moenie dit mis nie. Dit gaan jou aanvanklik so 'n bietjie breek, maar druk deur. Soos alles in Suid-Afrika op hierdie stadium. Maar as ons terugkom na die advertensiebreek, ons is nie kom bys, dan kook ons verder.